Goeiemôre en welkom by nog 'n digitale diens. Vandag wil ek met jou praat oor die tydperk na Jesus se opstanding. Dien het ook laasweek daaroor gepraat, oor die 40 dae tydperk, en hy het baie gepraat oor Thomas se belewenis van Jesus se pyn toe Jesus vir hom gesê het hy kan sy hande in sy sy druk en sy vingers in sy wonde indruk. Maar ek wil vandag 'n bietjie verder gaan op daai tema. So dis 'n tydperk van 40 dae en Jesus het 11 keer verskynings gehad. Die ding het my gepla, die 11 ding. Want in die Bybel is 12 die volmaakte getal en toe besef ek wonder of die 12de keer nie verwys na die keer wat Jesus finaal gaan terugkom nie. Maar dis sommer my eie interpretasie, ek weet nie of dit so is nie. So, kom ek som gou op die kere wat Jesus verskyn het. So, op opstanding Sondag, op dieselfde dag, het Jesus eers aan Maria Magdalena verskyn. Ek dink altyd aan die aanhaling van Philip Yancey waar hy sê, "Isn't it amazing that the first person to see the resurrected Jesus was a former prostitute?" So Maria Magdalena was heel eerste en toe staan daar 'n paar ander vroue waarna hy verskyn het, Johanna en die ander Maria en so aan. En toe het hy ergens in dieselfde dag aan Petrus alleen verskyn. Toe het hy aan die twee disippels wat Emmaus toe gereis het in die laatmiddag verskyn en in die aand het hy aan die 10 disippels verskyn. Die volgende week, daai laaste keer toe hy aan die 10 disippels verskyn het, is Judas mos nou nie daar gewees nie en Thomas was ook nie daar nie. Die volgende week het Jesus aan sy 11 disippels verskyn en hierdie keer was Thomas by. En later in Galilea het Jesus aan 7 disippels by die see verskyn. Hy het ook die groot opdrag op die berg gegee. En daar staan in 1 Korintiërs 15 dat Jesus aan meer as 500 mense ook verskyn het. En dan die finale kere waar Jesus aan mense verskyn het, was toe hy aan Jakobus verskyn het in Jerusalem en toe hy finaal aan sy disippels verskyn het voordat hy in die hemel opgevaar het. So dis die verskillende verskynings van Jesus en ek het nou al hierdie verskynings gaan kyk, hulle almal in die Bybel gaan lees en vir myself afgevra, is daar 'n lyn? Is daar iets wat ons hieruit moet leer? Wat sien ons? Wel, die eerste ding wat belangrik is dat die opstanding van Jesus is 'n groot ding. Is 'n big deal. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Staan in 1 Korintiërs 15. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Een van die eerste dinge wat ek hierso gesien het met die verskynings van Jesus in hierdie 40 dae, hierdie 11 verskynings van hom, is dat ons kan sien dat daar is meer aan hierdie lewe as dit wat ons hier kan sien en dan kan vat. Daar is iets groters, daar is iets onsigbaars, daar is iets meer. Jesus is meer as net die mens wat op aarde geloop het. Hy is God, hy is meer, hy is groter, hy is die almagtige God, hy is orals, hy is onvoorspelbaar. Aan die einde van die boek Johannes staan daar dat daar so baie dinge oor Jesus, dat as ons alles sou wil opskryf, dan gaan daar nie genoeg boeke op hierdie aarde wees nie. En ek dink dat die opstanding het hierdie ding van die grootheid van Jesus en dat hy groter is as wat ons kan sien en voel en aan kan vat, vasgevat. Ek kan nie alles oor die opstanding van Jesus sê vandag nie. Daar's ook baie dinge wat ek nog aan myself nie uitgefigure het nie. Die opstanding van Jesus is
is 'n baie eenvoudige ding, maar dit is nie so 'n eenvoudige ding nie. Die ander ding wat my opgeval het, is die ding van Jesus se wonde. Dien het laasweek daaroor gepraat. Jesus se wonde. En hierdie liedjie wat ek geluister het, wat sê, the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And though that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. The only scars in heaven are on the hands that hold you now. En hierdie liedjie wat ek geluister het my laat dink. Is dit so dat daar nie wonde in die hemel is nie, en dat die enigste wonde wat daar in die hemel is Jesus se wonde? Want sien, daar is mense vir wie ek baie lief is, wat swaar gekry het aan kanker, en aan die einde van hulle lewe eintlik baie broos was, en hulle liggame was heeltemal uitgeteer, en hulle het regtig eintlik nie meer goed gelyk nie. En ek het my eintlik altyd daaraan getroos, dat as ons in die hemel is, dan gaan daar geen wonde wees nie, en ons gaan hierdie verheerlikte liggame hê. En nou lees ek, dat Jesus, na sy opstanding, het hy hierdie wonde gehad. En dat hy ook, soos ek het verstaan, hemel toe gegaan het, met hierdie wonde. Dit staan in Filippense 3 vers 21. Deur die krag waarmee hy alles in homself onderwerp, sal hy ons nederige liggaam verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. En dit het my ook 'n bietjie gepla, want as ons so sy verheerlikte liggaam, soos Jesus se verheerlikte liggaam gaan wees, beteken dit, dat ons nog steeds gaan wonde hê. Jesus het opgestaan met sy wonde, wat beteken dit? My 'n bietjie onseker gemaak, my 'n bietjie bang gemaak, gaan ons met ons broosheid hemel toe? Vat ons siekte saam? En in my struggle, glo ek het die Here my gelei na Openbaring. Openbaring 21 vers 4 en 5, waar God aan Johannes wys, hoe lyk die hemel? En kyk wat staan daar. En, het staan oral in Openbaring, maar ek lees maar net Openbaring 21 vers 4 en 5. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Ons gaan nie ons siekte saamvat hemel toe nie. Dit bly agter, die lewe hierna, die groter lewe, is 'n lewe van genesing. Dis 'n goeie lewe. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe lank is die ewigheid? Infiniteit, hoe lank is dit? Ons kan nie ons kop daar rondom kry nie, nee? Dit is infinitief, dit is ewig. Kom ons sê ons kan 'n lyn trek, van die begin van ons lewe tot die einde van die ewigheid. Ons kan nie so 'n lyn trek nie, nee? Ons kan nie. Maar kom ons sê ons kan so 'n lyn trek. Van die begin van ons lewe tot die einde van die ewigheid. Kom ons vat dit verder en kom ons sê, ons trek die lyn van die begin van tyd tot die einde van tyd. Hoe lank is ons tyd op aarde? Baie, baie min. Baie min. Waarop fokus ons? Waarop moet ons fokus? Dit is geen wonder dat Jesus gesê het, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Kom ons sê, ek kan 'n kers opsteek. Jesus het gesê, julle is die lig vir die wêreld, ek is lief daarvoor om dit by begrafnisse te doen. As ek sterf, wat gebeur met my kers? Word hy doodgeblaas? Nee, hy flikker net. Ek leef in ewigheid, want Jesus sê vir ons, in Johannes 11 by Lazarus se graf sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. So die hemel is 'n goeie plek, is 'n goeie lewe. Hoekom het Jesus dan sy wonde? Is die liedjie reg? Die liedjie is reg. Jesus het opgestaan met sy wonde, hoekom? Want dis in Jesus se wonde
waar die krag lê. Dis in Jesus se wonde wat wys, Jesus se wonde wys vir ons dat hy aarde toe gekom het om ons pyn met ons te kom deel. Jesus se wonde wys juis vir ons dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, sê die Bybel. So Jesus vat sy wonde saam hemel toe, sodat ons nie ons wonde saam hoef te vat hemel toe nie. En Jesus se wonde na sy opstanding en in die hemel sê vir ons dat ons het 'n koneksie met hom. Ons kan praat met hom oor ons swaar kry. The only scars in heaven, sê die liedjie, are on the hands that hold you now. So omdat Jesus na sy opstanding hierdie wonde het, dit is wat hom geweldige krag gee. Die ander ding wat ek hierso by die opstanding gesien het, toe ek deur al hierdie goed gelees het, is dat Jesus is nie 'n gees of 'n spook nie, en dit is interessant, baie keer toe hy aan die disippels verskyn, was hulle bang, hulle het gedink hy's 'n gees, hulle het gedink hy's 'n spook, maar hy wil verwys, hy is nie dit nie, want hy eet 'n stukkie vis, hy sê hulle moet aan hom vat. Hoekom is dit belangrik dat Jesus wil wys, dat hy in vlees is, dat hy 'n mens is, dat hy 'n regte mens is, dat hy ietsie eet, want dit is waar die krag lê. Jesus wou gewys het dat hy nie net geestelik opgestaan het, dat hy soos 'n spook is wat nou aan mense verskyn nie. Jesus wou gehad het, hulle moet baie duidelik verstaan dat hy was 'n mens, hy het gesterf en hy die dood oorwin, en nou lewe hy weer net soos 'n gewone mens, want hy het regtig die dood oorwin. Dit is waar die krag van die opstanding lê. Jesus het regtig die dood oorwin, en so kom oorwin hy die dood in my lewe. Die dood is my grootste vyand, nie my eie dood nie. Ek is eintlik okay daarmee om huis toe te gaan, om te sterf eendag. Maar die dood van my geliefde, dit is wat my die seerste maak. Die dood in hierdie wêreld, dit is my grootste vyand, en Jesus het die angel kom trek. Hy het dit vir my draagliker gemaak, hy het dit vir my beter gemaak. Hy het vir my die hoop gegee dat my geliefdes is by hom sonder enige gebrek of sonder enige littekens of enige swaarker, enige pyn, in 'n plek waar daar perfekte harmonie is, en dit troos my geweldig, en hy het ook vir my kom wys dat ek ook soontoe gaan, en dat ek saam met hom en met hulle daar gaan wees. Die volgende punt is dat deure en mure het Jesus nie uitgehou nie. Hy het aan die disippels verskyn, aan die 10 disippels, en toe later ook aan die 11, waar hulle die deure gesluit het, die vensters toegemaak het, want hulle was bang, hulle was in die boventrek. En Jesus het net verskyn. En toe het hy weer verdwyn. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, Jesus is oral. Die dinge van hierdie wêreld kan hom nie uithou nie. Deure en mure en pyn, niks kan hom uithou nie. Hy kan enige plek verskyn. Ons weet nooit waar hy gaan opdaag nie. Hy verskyn aan ons op die plekke waar ons hom die minste verwag. Ek praat die week met iemand, en hy sê vir my, hy was daar by 'n warmwaterbron, en hy het so daar in die warmwaterbron gaan swem, en terwyl hy daar swem, is daar ook iemand anders in die warmwaterbron, en die persoon kom na hom toe, en begin met hom te praat, en ek kan maar sê, wie is dit wat gepraat het, sy naam is Nico, en Nico sê, Nico het kanker, en hy deel met hierdie ou dat hy kanker het, en hy sê, daar so kom onmiddellike koneksie, en hy en hierdie ou begin te praat, en die ou sê dat hy nie geloof het nie, en Nico sê vir hom, maar jy moet daaraan dink. En toe ek en Nico daaroor praat, toe sê ek vir hom, Nico, Jesus het aan jou verskyn daar so in die swembad by die warmwaterbron, en Jesus het ook aan die ou verskyn wat daar so met jou kom praat het, daar in die warmwaterbron, en so was julle albei Jesus vir mekaar, en so het hy op 'n plek opgedaag, waar jy hom die minste verwag het. Luister wat aanhaling van Philip Yancey uit sy boek, ek dink is The Jesus I Never Knew. Hy skryf, in many respects I find an unresurrected Jesus easier to accept. Easter makes him dangerous. Because of Easter I have to listen to his extravagant claims.
and can no longer pick and choose from his sayings. Moreover, Easter means he must be loose out there somewhere. Jesus is los daar buite, hy loop daar rond. Ons gaan hom op die mees verrassende plekke vind. Een van die verskynings van Jesus was by die twee ouens wat Emmaus toe geloop het. Die een se naam is Kleopas. Jesus kom loop langs hulle en hy loop langs hulle as 'n vreemdeling. Hulle weet nie dis hy nie. Partykeer is Jesus die vreemdeling wat langs ons kom stap. En toe hulle by die dorpie kom, by Emmaus, toe lyk dit of Jesus wil verbygaan. Toe dring hulle by hom aan, kom eet by ons. En toe Jesus by hulle eet en hy breek die brood, toe besef hulle dis Jesus en hulle hart word warm en Jesus verdwyn. Hoeveel keer het ek en jy dit nie al beleef nie? Dat daar 'n vreemdeling oor ons pad kom en dit vir ons geweldige seën bring en ons hart warm word. Dis Jesus wat aan ons op hierdie manier verskyn. Ander ding wat my opgeval het van al Jesus se verskynings is hoe sag en liefdevol hy is. Hy gebruik woorde soos vrede vir julle. Moenie bang wees nie. Hy roep Maria op sy naam, op haar naam. Hy braai vir sy disippels 'n stukkie vis. Hy's sag en vol liefde. Hy raas nie. Hy's nie kwaai nie. Dis wie Jesus is. Vandag nog. Ons sing 'n lied. Die lied sê, waar daar liefde is en deernis, daar is God. En in sy opstanding het hy dit weer gewys. En by al sy verskynings wys hy dit weer 'n keer vir ons. Sy verskynings is ook baie gewoon. En dit vind plaas in gewone dinge, soos visvang en in 'n boefretrek, mense wat terugloop huis toe. Dis nie soos in die flieks waar 'n superhero sal verskyn nie, of hoekom het Jesus nie aan die Caesar gaan verskyn, of 'n groot ding daarvan gemaak nie. Hoekom is dit so ordinêr? Na die opstanding het die son nie weggegaan nie. Alles op die aarde het nie beskielik verander nie. Dinge bly maar dieselfde. Die dood is nog steeds swaar, daar is nog steeds siekte, maar alles het verander. Want Jesus is nou oral. Hy is nou in alles. Hy is nou ook in siekte en in pyn. Hy is nou regtig teenwoordig, meer as wat hy ooit fisies kon teenwoordig wees met sy hemelvaart. Nog meer. Hierdie ordinêre verskynings van Jesus is soos wat ek die vorige keer gesê het op Opstandingssondag, is dat dit is weggesteek. Dit is moeilik om te sien partykeer. Ons moet hom soek. Waar moet ons hom soek? In die gewone dinge. In 'n boefretrek, in die staphuis toe, in die eet van 'n stukkie vis, in 'n tuin. Ons moet hom soek in stilte, ons moet hom soek in vrede. Maar weet jy wat het ek in die opstandingsverskynings van Jesus veral gesien? Ons moet hom soek in verhouding. Want dis wie Jesus is, want hy het so baie omgegee vir sy disippels, dat hy juis aan hulle en aan die vroue, die naaste aan hom, veral verskyn het. Hy gee baie om. Kyk hoe mooi werk hy met Maria. Kyk hoe sag praat hy met Thomas. Kyk hoe weer 'n keer hoe braai hy vir sy disippels 'n stukkie vis. Ek sien liefde, omgee, ek sien verstaan. Jesus is by ons. Hy gee om vir ons. Hy wil hê ons moet glo. Daarom verskyn hy aan ons. Hy wil ons moet vir altyd en altyd glo. Daar's 'n geweldige oorwinning in hierdie storie. Daar is lewe na die dood. Maar daar's ook lewe in hierdie lewe. Daar is 'n huis waarin ons kan gaan. Maar daar's ook 'n huis hier. Jesus is hier. Hy gaan my verras. En dan die groot ene natuurlik. Jesus sê vir ons, gaan vertel vir die mense. Gaan vertel vir die mense van my. Gaan vertel vir die mense van my teenwoordigheid in hierdie wêreld. Ek doen hierdie week of verlede week 'n begrafnis. Een van die mense wat hulde blyk bring, vertel die volgende, dit het diep indruk op my gemaak. Die persoon sê, die aarde is vol van die heerlikheid van God. Maar hy sê, die aarde moet eintlik vol wees van die kennis van die heerlikheid van God. Want hy sê, die heerlikheid van God is oral.
Maar ken ons die heerlikheid van God? Sien ons dit? Soek ons dit? En ek moes tot my skaamte besef dat ek soek nie God se heerlikheid noodwendig in alles en oral nie. Want God is oral teenwoordig. Sy heerlikheid is oral teenwoordig. Hy is die oorwinnaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U aan ons kom verskyn. Dat U rondloop in hierdie wêreld. Dat U omgee, dat U vir ons lief is, dat U vir ons die oorwinning kom gee het, en dat U sag is, vol vrede in die gewone dinge van hierdie lewe. Here, verskyn aan ons. Wys vir ons. Maak ons oë oop, dat ons kennis kan hê van U heerlikheid. Want die heerlikheid is die wêreld vol. Dankie Here vir U genade en liefde. In Jesus se naam. Amen.